Soms ons idee dat goed sal man altyd vergeet te bly en God sien dit nie raak nie. Goeiemôre. Ek vertrou die Here dit gaan baie goed met u op hierdie lieflike môre. Dit is lekker koel hierso, lekker om weer en dit het sommer 'n bietjie gereën en ons is so dankbaar vir die Here daarvoor. Soms dink ons die ongeregtighede word vergeet. En ek weet nie, dit is 'n idee wat geskep word in die samelewing. Jy as persoon doen alles reg. En dan sal hy mense saam met jou gaan. En die oomblik wanneer goed teen jou begin draai, dan is dit asof almal soos die mis voor die son verdwyn. Dis amper soos Jesus, nee, toe hy die wonderwerke gedoen het en almal is saam met hom en almal loop saam met hom en almal wil saam met hom wees en toe hulle die valse beskuldigings teen hom inbring, toe is daar amper niemand te sien nie, toe verlaat almal hom. En dikwels voel dit ook so in ons lewe, nee. Ons doen alles reg, ons doen alles op die regte manier en dan ewe skielik boom bang, hierso draai alles teen my en ek vra myself die vraag, waarom, hoekom, wat het gebeur, Here, wat het ek verkeerd gedoen? Nee, jy het niks verkeerd gedoen nie. Maar dit gaan alles so in 'n mens hart, nee. En ek wil môre vir iets lees en dat jy net so 'n bietjie self jou hart ondersoek en vir jou vra, Here, waar stop dit? Want ons kan net altyd hierdie boodskappe van gaan maar net af wat jy doen, dit is reg so, moenie ophou nie, maar in die meantime vat mense jou in die afgrond. Hulle lei jou in die afgrond, want hulle sê net al die goed wat jy wil hoor, maar jy kry nooit die teregwysing nie. En luister vanmôre 'n bietjie hierso in Hosea 7. Nou kom die Here in en hy praat, hy sê, en terwyl ek Israel genees, luister baie mooi, terwyl ek Israel genees, so God is besig met 'n genesingsproses, word die ongeregtighede van Efraim openbaar en die booshede van Samaria. Met ander woorde, God sê hierso, hy sê, ek is besig om jou te genees, maar terwyl ek jou genees, word die ongeregtighede van hierdie ander mense geopenbaar. Maar ons sien dit nie altyd dadelik raak nie. Luister hier verder. Dan kom hy sê, want hulle pleeg bedrog en die dief breek in en die rowerbende plunder op die straat. Terwyl God hier genees, is hier besig om ongeregtigheid aangaan. En is dit nie so in ons lewe dat ons kyk na hierdie goed, maar ons sien nie onmiddellik die genesing wat besig is om plaas te vind in ons lewe nie, want ons oë is gefestig op die ongeregtighede van die ander mense wat daar aangaan, en ons kom nie agter God besig is om in ons lewe in te doen nie. Geliefde kyker, weet jy, in hierdie dag wil ek vir jou sê, moenie jou oë sit op die ongeregtighede en kyk wat in ander mense se lewens aangaan nie, terwyl God eintlik besig is om jou lewe te herstel nie. Ek wil vandag sê, haal jou oë af van dit. Haal jou oë af van mense en kyk wat is God besig om in jou lewe te doen. Net soos 'n Israel is God besig om jou te genees, om jou te herstel, om jou op te lig, om jou te sit op die oorwinningspad. Maar moenie dat ons oë gerig wees op die ongeregtighede van die ander mense nie. Want dan vergeet ons en ons sien nie wat God vir ons doen nie. En dit is wanneer ons begin moan en groan en kla en al die goed doen. So in hierdie dag wil ek jou bemoedig, haal jou oë af van hierdie goed, sit jou oë op die Here en kyk wat is God besig om in jou lewe te doen, want hy is besig met genesingswerk, hy is besig met herstelwerk, hy is besig om jou op te lig. Vrees kom lê in ons harte, want ons hoor goed. En of jy sê, ons lewe in 'n wêreld van die kontrakte word opgeskort, al die goed gebeur, en ek het soveel oproepe, en ek hoor van mense van waar hulle salarisse gesny word, en al die goed, en wat kom sit in hulle harte? Vrees. Ek wil vandag vir jy sê, moenie vrees nie, God is besig met jou, en hulle wat besig met die ongeregtigheid, laat hulle aangaan daarmee, maar sit jy jou oë op die Here, fokus jy op die Here, en moenie toelaat dat hierdie goed
jou beïnvloed nie. Onthou dit nou in hierdie dag aan. So gaan in 'n mooi, geseënde, wonderlike dag en mag die vrede van die Here u omvou en u beskerm. En hoor mooi wat ek sê, sy vrede, mag sy vrede vir jou omvou en beskerm en dra. Ek groet u. Totsiens.